module 5 C4 en ons is nog steeds in Matteus hoofstuk 5. Ons praat oor die noodsaaklikheid van geregtigheid. Julle onthou maar ons hoofvers waarmee ons begin het, wat Jesus sê, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van God sal ingaan. Alright. En ons het laasweek dit vir 'n oog behandel, né? Ja, maar ek wil net so vra. Daai koninkryk is nie die hemel, of beteken dit dan jy sal nie deel hê aan God se heerskap. Jy Ja. sal nooit God se heerskap uitdeelagtig kan word. Okay. So, want ek bedoel, dit is nie te sê, dit is nou, ja, en as jy nou nie eintlik God se heerskap uitdeelagtig word nie, want jy kan nie sê, daar gaan hemel toe of nie, gaan hemel toe nie, wat ek bedoel, daar's beantwoord, maar dit sin speel nie noodwendig op hemel toe of nie, daar God se koninkryk daar. Ja, elkeen moet nou maar in sy eie hart uitwerk oor of hy gereed is om hemel toe of nie te gaan nie. Ons kan net die woord vat en ek meen, God se koninkryk praat van sy heerskappy, maar God se koninkryk is 'n koninkryk van nou en 'n koninkryk van ewigheid. So, ek meen, daai moet elke ou maar uitwerk, want die Here is die een wat dit gaan bepaal. Ek wil net nie daai risiko vat om te sê, okay, nou is ek nie deel van die koninkryk nie, maar ons loop maar ons van hemel toe. Ek wil net nie daai kans vat. Ek sal dit. Ja, nee, want ek dink dit glo kant aan hand. Ja. Jy kan nie God se koninkryk in God se koninkryk wil leef, nee, of deelagtig wees, of deel dan van sy koninkryk wil leef, en terselfdertyd dink ek, maar ek is gereed om ek is reg om hemel toe te kom. So. Ja. Alright. Die volgende ene is ryk uit met liefde. Jesus sluit sy boodskap met betrekking tot die voorafgaande 6 gesindhede van geregtigheid af met die volmaaktheid van sy liefde. So hierdie is die laaste ene van die 6 gesindhede. Jesus tree die valse geregtigheid van die fariseërs finaal uit met hierdie 6de gesindheid wat handel oor die liefde. En dis baie belangrik, want hoekom eindig hy met liefde? God is liefde. En wat is die grootste gebod? Moet jy jou God lief hê, jou hele hart, siel, verstand uit krag. Alright. En so is nogal snaaks, of nie snaaks nie, dit is baie relevant dat hy dit eindig met liefde, want as jy nie liefde het nie, dan is dit niks nie. Alright. Uit sy woorde is dit duidelik dat hy 'n definitiewe parallel trek tussen die liefde van God en die liefde wat hulle aan die volk voorgehou het deur hul lering en optrede. Daar was nêrens in die geskiedenis van Israel 'n tyd waar God se standaard vir liefde so aangetast was as gedurende Jesus se aardse bediening nie. In Matteus 5:43 sê Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. 6 keer in een boodskap verwys Jesus na die geregtigheid van die fariseërs met die woorde, julle het gehoor dat daar gesê is. Hieruit is dit duidelik dat Jesus elke keer verwys na die oorlewering van die fariseërs en die skrifgeleerdes. En as ons na hierdie 6de deel van sy boodskap kyk, sien ons hoe Jesus 2 aspekte uitlig wat die fariseërs met betrekking tot liefde verkondig het. Die eerste ene is, jy moet jou
naaste lief hê, en die tweede een is, jy moet jou vyand haat. Om hierdie woorde van Jesus te verstaan, moet ons eers gaan kyk na wat die wet van Moses leer met betrekking tot naaste liefde. So God se bedoeling met sy wet oor naaste liefde in Levitikus 19 vers 18 staan: jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In die Nuwe Testament verwys God nog 7 keer na hierdie wet met identiese woorde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In Matteus 19:19, 22:39, Markus 12:31, Lukas 10:27, Romeine 13 vers 9, Galasiërs 5 vers 14 en Jakobus 2 vers 8. En ek meen daar in die Ou Testament dan kan jy gaan kyk na die 10 gebooie, Deuteronomium 20, daar so sê al daai kinders ook. Ag Exodus is ek Deuteronomium. Ja, as dan net Deuteronomium 5. Ja. Deuteronomium 5 ook en Exodus. Ja. Ek het net gesê en Exodus. Ja, maar ek het nou gedink aan Exodus en toe sê ek Deuteronomium. Maar hy is daar Deuteronomium 5. Ja. Alright. Hieruit leer ons God se standaard vir liefde. Ons moet simpatiek vir ander omgee deur aktief by hulle lewensbehoeftes en omstandighede betrokke te raak. Wie het gedurende hierdie week aktief met liefde by iemand anders se behoefte betrokke geraak? Right. Vir God was hierdie saak so belangrik dat hy in Deuteronomium 22 vers 1 tot 4 sê: jy mag die bees van jou broer of sy stuk kleinsvee nie sien rondwaal en jou vir hulle verberg nie. Jy moet hulle sekerlik na jou broer terugbring. En as jou broer nie naby jou is nie en jy hom nie ken nie, moet jy dit in jou huis neem en dit moet by jou wees totdat jou broer dit soek. Dan moet jy dit aan hom teruggee. So moet jy doen met sy esel, so moet jy doen met sy kleed. Ja, so moet jy doen met alles wat van jou broer wegraak, wat hy verloor en wat jy vind. Jy mag jou nie verberg nie. Jy mag die esel van jou broer of sy bees nie sien val op die pad en jou vir hulle verberg nie. Saam met hom moet jy hulle sekerlik ophelp. So is nogal kwaai wat hy so sê, want die kinders leer, is daar so sê dingetjie, optel goed is hou goed. Hierdie hele gebod, die hele wet sê die teenoorgestelde. Hy sê, as jy iets sien, gaan gee dit vir die een wie sin dit is. En as jy nie weet nie, hou dit in bewaring of gaan kry dit. Kom ons vat nou maar byvoorbeeld 'n mol of so iets, dalk nie van dit huis toe nie, die ou gaan dit nie weer kom soek nie. Maar dan gaan jy maar na die kantoortjie en dat hulle dit afkondig en dat jy sê die persoon se goeders is daar gehou. Want die persoon sal 10 teen 1 as hy dit soek, daar gaan soek. Maar wat meeste mense doen, veral vandag se samelewing, as hy ietsie sien wat verlore gegaan het, vat dit vir homself. Skore. Jy het dit ook al gehoor. Nou dis glad nie God se wet of God se hart. En God sê ook, as jy sien iemand verloor iets, of as jy sien iemand se goeders val daar lê dit of wat, hy kom nie agter of hy sukkel, gaan jy help hom. Dis God se standaard. Alright. Met hierdie woorde leer God ons sy wil met betrekking tot naaste liefde. Broer, dit is gelyk aan 'n landgenoot of 'n medeburger, in hierdie geval 'n Jood. God gee opdrag dat ons moet optree as ons iets vind wat aan iemand anders behoort.
As ons die persoon ken, moet ons dit terugbesorg. As ons die persoon nie ken nie, moet ons dit in 'n veilige bewaring hou, totdat die eienaar navraag doen. Maar ons moet hier oplet, dat God aan Israel dieselfde opdrag gee met betrekking tot hulle vyande. Eksodus 23 vers 4 en 5. As jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie. Jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. So interessant, want daai gedeelte wat die oorlewering van die Fariseërs sê, net jou naaste moet jy lief hê, maar jou vyand moet jy haat. Hier gee die Here Jesus dieselfde wet vir die naaste en vir die vyand. Net soos in al die vorige boodskappe in die bergpredikasie, praat Jesus ook oor 'n standaard vir persoonlike geregtigheid. Die vyand na wie Jesus hier verwys, is nie 'n vyand op die oorlogsveld nie, maar dit dui op enige persoon, medeburger of 'n uitlander wat antagonisties teenoor jou staan. En dit was juis in die lig van soortgelyke omstandighede waar Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel het. Toe 'n skrifgeleerde hom oor naaste liefde uitvra. Ons naaste is enige iemand in nood wat ons daagliks tegemoet kom. In Job 31 vers 29 tot 30 sê Job: As ek bly was oor die ongeluk van my harte en uitgejubel het toe die onheil hom getref het, ja, ek het my verhemelte, dan my mond of my tong, nie toegelaat om te sondig, om deur 'n vloek sy lewe te vorder nie. So wat hy hierso sê, as hy sien sy vyand of sy hater hierso het 'n ongeluk, dan sê Job, hy het nie gesê lekker kry vir jou nie. So ons is baie maklik skuldig aan hierdie ding, waar ons vir iemand wat as ons vyand nou staan hierso, sê jou dag sal kom. Dink bietjie daaroor. So wat sê jy eintlik? Ek wens jy gaan ook moeilikheid kry. Maar wat is jou hartsmotief wanneer jy dit sê? Bro. Presies. Jy wens om die voorspoed toe. Jy wens om die geluk toe. Jy wens om die seën toe. Of lekker, dis sy weet. Of ja, daarso is dit nou. Wat sê ek woord, die blinde sambok. Ken jy woord? Dis maklik om dit te sê, maar is dit God se standaard? Hierso sê Job, as die hater dan in die ongeluk was, hy sê, het hy dan nie uitgejubel nie, want hy sê, hy het sy verhemelte nie toegelaat om te sondig, om deur 'n vloek sy lewe te vorder. So hy het geen onheil teenoor so 'n persoon uitgespreek. So, en so ek sê, ons is baie maklik skuldig aan die ander kant. Maar as ek hierdie skrif reg lees en jy sien tot jou vyand, daar gebeur iets slegs met daai persoon, dan mag jy nie bly wees. Om die waarheid te sê, as jy hom kan help, moet jy hom gaan help. Volgens hierdie skrif. So dit is 'n hele ander uitkyk wat die Here Jesus ons moet hê.
Dink bietjie daar. Wie doen dit? Weinig. Ja, jy moet probeer optree soos Jesus sou optree. Probeer wees soos hy. En wat dit moeilik maak, hierdie is nie vir jou beste vriend nie. Hierdie is nie vir jou goedgunstige buurman of iemand wat Of familie, of iemand wat jy verlief is nie. dis, soos jy daar genoem het, iemand wat antagonisties teenoor jou is. Iemand wat jou te nagekom het moontlik. So ja, met ander woorde, Job het niks gedoen wat sy vyande kon benadeel nie. En hy het ook niks negatiefs gesê wanneer die ongeluk hulle tegemoet kom nie. Inteendeel sien ons hoe hy na hulle uitreik met hulp. In vers 31 sê, dis nou sommer Engels hier, have the men of my tent not said, who can find one who has not been satisfied with his meat, met ander Job's meat. In vers 32 verklaar Job, die vreemdeling het nie buitekant vernag nie. My deure het ek oopgemaak na die pad toe. Hiermee demonstreer Job 'n lewe van genade en barmhartigheid. Deur uit te reik na mense met 'n behoefte en dit gee aan hom 'n reputasie voor God. Job 1 vers 1 sê, daar was 'n man in die land is, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. So daai eerste hoofstuk van Job, daai eerste vers, sê hy presies wie was Job. En dan sien ons in daai hele boek, hoe het Job se lewe gelyk? Wat het hy gedoen? Wat se standaard het hy gehandhaaf? Net so bid Dawid in Psalm 7 vers 4 tot 6. Here my God, as ek dit gedoen het, as daar onreg in my hande is, as ek op kwaad aangedoen het wat in vrede met my geleef het, ja, ek het hom gered wat my sonder oorsaak vyandig was. Mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe teen die grond vertrap. Psalm 35 vers 12 tot 15 sê, hulle vergeld my kwaad vir goed, en ek, toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra. Ek het my siel gekwel met vas en my gebed het teruggekeer in my boesem. Ek het rondgegaan asof dit 'n vriend, asof dit 'n broer was van my was. Ek het gebuk gegaan in die rou, soos een wat oor sy moeder treur. Maar as ek struikel, is hulle bly en kom by mekaar. Hulle vergader teen my, lae mense en die wat ek nie ken nie, hulle laster sonder ophou. En dis nogal kwaai as jy vat hoe Dawid sy vyande behandel het. Met ander woorde, hulle siektestryd was voortdurend in sy gedagte, en dan het hy bly intree vir hulle genesing. Dawid het met vas en gebed na God gegaan as mense en selfs sy vervolgers siek was. En daarom spaar hy Saul se lewe toe die hom vervolg het. In Spreuke 24 vers 29 staan, moenie sê soos hy aan my gedoen het, so sal ek aan hom ook doen. Ek sal die man vergelde na sy werk. Reg van die begin af was God se maatstaf liefde en nooit vergelding nie. Tog beskuldig Jesus die Fariseërs in Matteus 5:43 en 44. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat.
maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. So kom ons kyk na punt 2, dat ons God se standaard gesien, en ons het gesien in die Ou Testament, wat het die wet gesê, nou het ons gesien wat sê Job, hanteer hy sy vyande en Dawid. So punt nommer 2 sê, die verdraaiing van God se wet deur die Fariseërs. Hier sien ons dat die Fariseërs net die eerste deel van God se wet oor naaste liefde handhaaf en dan God se wet verdraai deur hulle tradisie wat sê en jou vyand moet jy haat. Terwyl God reg van die begin af gesê dat ons selfs die mense wat ons vyandig is met liefde moet behandel. Hulle verdraai God se woord op 2 maniere. Met ander woorde, deur iets wat God gesê weg te laat en deur hulle eie interpretasie by te voeg. Hulle verdraai God se woord deur inligting weg te laat. Kom ons kyk na die wet van God in Levitikus 19:18. Jy mag nie wraakgierig of aandraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Wat het hulle weggelaat? Die gedeelte wat sê, soos jouself. Hy het vra wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes aan Jesus in die Nuwe Testament vra, is dit duidelik dat hulle nie met die hele vers onbekend was nie. In Markus 12:32 tot 33 antwoord die skrifgeleerde Jesus, Goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar is geen ander nie. Ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Hier sien ons dat hy die volledige vers aanhaal, en tog laat hulle die laaste gedeelte weg, omdat dit hulle nie pas nie. Hulle lewe, voorspoed en welvaart het net om hulle self gedraai, terwyl hulle self hoe ander verhef het. Toe die Fariseër die tollenaar sien bid hy die volgende woorde in Lukas 18 vers 11. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10% van alles wat ek verkry. Hy roem in sy werke, maar in sy hart was daar geen opregtheid teenoor God of liefde vir ander mense nie. As iemand sy naaste liefhet soos homself, sal die behoeftes en belange van daardie persoon, met ander woorde, sy behoeftes en sy belange word. Hulle verdraai God se woord deur hulle eie interpretasie by te voeg. Die tweede manier waarop hulle God se woord verdraai het, was deur inligting by te voeg wat God nooit gesê het nie. En jou vyande moet jy haat. Ons lees nêrens dat God dit ooit gesê het nie, maar ons het reeds gesien dat God se standaard vir liefde 'n liefde vir alle mense is. So nou julle gedeelte wat die Jesus aanhaal van julle het gehoor as gesê, is daar gedeelte wat hulle weggelaat het, soos jouself, en ook hierdie jou vyande moet jy haat, het hulle bygevoeg, wat nêrens staan in die Ou Testament. Alright, so ons kyk na punt 3. Jesus se perspektief of interpretasie van God se wet oor naaste liefde. Vers 44 tot 48 verklaar
Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. So, hierso is Jesus se weergawe van naaste liefde. Hierso is sy standaard en sy geregtigheid. In hierdie paar verse maak Jesus 5 stellings om die karakter van God se liefde uit te spel. Die liefde wat God beveel is 'n liefde wat so groot is dat dit selfs die hart van jou vervolgers sal toevou. Die menslike geneigtheid is om slegs dinge lief te hê wat ons aantrek. Byvoorbeeld, ons het mense lief tot wie ons aangetrokke voel. Ons het 'n liefde vir stokperdjies waarvan ons hou. Ons hou van 'n huis of 'n kar omdat dit vir ons mooi is, terwyl God se standaard vir ware liefde altyd behoefte georiënteerd is. Die barmhartige Samaritaan demonstreer groot liefde omdat hy sy eie gerief opoffer. Met ander woorde, hy laat daai op sy donkie ry en hy loop. Sy eie lewe op die spel plaas, want ek meen, daai is net oorval deur rowers, en waar hy op sy donkie kan gaan het en gejaag het, stop hy by daai, wat nou net aangeval is. En daai ons kan nou volwag, of net 'n entjie aanwag. So hy plaas sy eie lewe op die spel. En dan sy eie hulpbronne tot beskikking stel om een te help wat teenoor hom antagonisties is. Met ander woorde, hy betaal vir daai ou se versorging en alles, en ek meen, daai ou se Jood, hy is 'n Samaritaan, die Jode meng nie met Samaritane. Maar hier kom hy Samaritaan en hy vat sy geld en hy betaal die herberg en hy sê versorg hom. En as daar nog is, of as uitstaande, dan sal ek dit kom betaal as ek verbygaan. Dit dui op 'n liefde wat nie net emosie toon nie, maar handelend optree. God soek 'n liefde wat in die hart is en nie net in die kop nie. Alright. Dis die eerste ene. Tweede ene, bid vir die wat julle beledig. Die feit dat elke mens wat godvrugtig wil lewe, vervolg word, gee daartoe aanleiding dat mense teen ons gaan opstaan, omdat God se geregtigheid in ons die sonde in hulle sal veroordeel. Daarom sê Jesus in Matteus 5 vers 11 tot 12, en julle ken hom, salig is dit wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is. Dit is nie God se wil dat iemand verlore moet gaan nie. En net soos Jesus op Golgotha vir sy vervolgers se redding gebid het, moet ons ook vir ons vervolgers bid, omdat ons nie weet wie moontlik deur die liefde toenadering tot God sal soek nie. Derde punt,
sodat julle kinders kan word van julle Vader in die hemele. Om met liefde na ander uit te reik, bevestig ons kindskap. Johannes 13:35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Net soos God met liefde na alle mense uitreik, deur sy son oor almal te laat skyn, so moet ons met liefde uitreik met die lig van God se geregtigheid in ons. Die 4de punt, staan uit bo die gewone mense. Matteus 5:46. Want as julle liefhet, die wat julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Met ander woorde, selfs slegte mense betoon liefde teenoor mense wat hulle liefhet. Maar agape liefde sê, terwille van jou, al is dit ten koste van myself. Burgers van God se koninkryk moet 'n baie hoër standaard van liefde hê as burgers van die wêreldse koninkryk. En hierdie is ook nogal interessant, want dis 'n baie min mense doen dit. Terwille van jou, al is dit ten koste van myself. Baie min mense funksioneer daar. Dit sal altyd wees ten koste van jou, terwille van my. En die Here sê andersom. Dit is wat die gewone mens doen. En jy moet uitstaan bo hulle. Strewe om soos God te wees in vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Die doelwit van al 6 hierdie gesindhede is om ons te lei tot die volmaakte liefde wat daar in God is. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 1-3, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En ek dink 'n bietjie aan. Wie het die gawe van profesie en ken al die geheimenisse en het al die kennis en het geloof om berge te versit? Ken julle so iemand? Nie 'n mens nie, net God. Ja, ek ken ook nie so iemand, so mens nie. Maar hy sê al het jy iemand geken wat dit kan doen. En ek meen, ons sê nou hier almal, ons ken eers so persoon. En daai ou het nie liefde, dan sou hy niks wees nie. Dink dit hoe radikaal is die liefde dan? As jy nie eens iemand het wat geloof het om 'n berg te skuif, of wat al die kennis het, al die geheimenisse het. So God koppel liefde verskriklik hoog. Dit is die hoogste standaard wat jy kan aanbied. As niks wat hoër as dit is. En dan gaan hy nog verder en sê, al sou ek al my goed uitdeel, en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat. So, God se standaard vir liefde is so hoog, dat maak nie saak wat jy doen nie. As jy enigiets doen ten koste van liefde, dan baat dit jou niks nie. So, as God se standaard vir liefde so hoog is, dan moet ons vyande ook lief hê. Die mense wat ons te nakom. En ek meen, is maklik om nou hier te sit en te sê, maar wat as hy jou besteel het en kyk om in die oog? Die woord sê seën hom.
spreek hom vry, wees lief vir hom. Want dis wat God doen. Want jou beloning by God is ver meer as dit wat hy wat doen. Bid vir hom. Dis 'n ander dinamika wat ons as kinders van God moet snap. Want eintlik beroof ons onsself. Want jy wil eerder hê hy moet val, want hy moet die pyn voel wat hy jou veroorsaak. Jy moet dieselfde, jy moet ook suffer soos jy gesuffer het. Ja, oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Ja, jy wil dit hê. Dis nie 'n maklike deel daar om te kom. Dis so, maar die Here sê ons moet dit doen. Ja, jy weet, dit is wat jy moet doen, so dis waarna jy moet werk en dit doen, so, ja, ek weet. Dit is 'n mindset wat jy vir jouself moet sê. Want elke persoon wat jou te nakom, moet jy hierdie liefde hanteer. So dit moet nie vir jou surprise wees nie. Jy moet kognitief daai besluit maak. So lief so die jou kinders het, jou familie het, so lief moet jy almal hê. So lief so jouself het om die waarheid te sê, sê die skrif. So lief moet jy almal hê wat jou haat, jou genaak. En ek meen, dis die volmaakte liefde. Want na kruisig hulle die Here Jesus. En hy is lief vir hulle. Daar doen hulle slegte goed met hom, slaan hom, poeg op hom, doen allerhande goeders. En hy sê, reken hulle die kwaad nie toe. Dis die gesindheid wat ons moet hê. En ons wil baie makliker, soos die wêreld lyk, en die wêreld soek vergelding. Justice will be served. En dis eintlik glad hoe 'n kind van God se gesindheid lyk.